Welkom terug by Ouma Martie se kombuis. Ek gaan vandag vir julle 'n gereg wys waarmee ons groot geword het. Julle weet die gewone droë vrugte, pakke. Hier staan 'n kilogram. Ek het al reeds die helfte van dit gebruik, so dis 'n halwe kilogram gemengde droë vrugte. Ek het 800 ml water. Ek het 'n 3/4 koppie suiker en ek het 1 teelepeltjie kaneel. Dis al wat ek nodig het. Dit gaan in 'n kastrol. Ek spoel dit nie af nie, ek laat weet dit nie. Ek sit dit in my kastrol. Ek laat dit vir so 40 tot 45 minute kook tot die vrugte mooi opgeswel en bietjie van die sous geabsorbeer het, en dan sit ek dit af en dan is dit reg om te gebruik. As dit so gestoom is, kan dit met gemak 2 tot 3 weke in jou yskas bly en jy kan dit so uit jou yskas uit eet as jy lus is vir 'n bakkie met 'n bietjie vla of selfs room. Ek dink room sal ook verskriklik lekker daarby wees. Met die kookproses kook jy die water laat dit dik word. Van die suiker en die suiker wat jy ingooi gaan in die water in en dit word dan amper 'n taai stroop, soos konfytstroop, en dis wat die lekker van hom is. Ek gaan begin. Ek gaan my vrugte ingooi. Toevallig het hierdie pak verskriklik baie dadels in. Ek het dit nog nooit eintlik by vrugte mengsel gesien nie. Die spere en dieselfde vy. Appelkose, die perskes en soos ek gesê, pere. Ek gooi my water hieroor. Julle kan sien die water is op hierdie stadium baie. Dit maak die vrugte heeltemal toe. As dit hulle 40 of 45 minute gekook het, dan is daar baie min water oor, want dit het in die vrugte ingetrek en dit het baie dikker geword. Suiker. Die suiker is na jou smaak. Jy hoef niks suiker in te gooi nie, jy hoef niks kaneel in te gooi nie. Ons hou van die effense kaneelsmaak. Ons hou daarvan om bietjie suiker by te gooi, net vir dis mos nou pudding, so dit moet bietjie soeterig wees. Roer dit maar tot jou suiker gesmelt is. En dan staan hy nou maar net so stadig. As dit dan nou begin kook, dan staan hy net so stadig en prit. Laat jou vrugte net die suiker kan en die water kan absorbeer. As dit so lyk, kan dit nou lyk of dit glad nie lekker kan wees nie. Maar ek verseker julle, dis 'n baie, baie lekker smaak wat hier uitkom. Sê asseblief vir ons in die comments van waar af jy kyk. Ons wil baie graag weet hoe ver ons video strek. Ek dink my suiker is al klaar gesmelt. So wag net dat hy tot kookpunt kom en dan sal ek hom stadiger sit. Ek wil ook net weer sê, as die onderskrifte jou pla, kyk net op die eerste komment. Daar verduidelik ons mooi hoe om dit af te sit. Julle kan sien hoe in mekaar getrek is die perskes nog. Ek gaan vir julle wys hoe mooi lyk dit as dit nou hulle rukkie gekook het. Dit begin kook. Ek gaan my deksel opsit. Die suiker is gesmel, die kaneel is ingemeng en hulle gaan nou so ten minste 40 minute kook. Hulle het nou 45 minute gekook. Kom ons kyk hoe lyk hulle. Ek dink hulle is perfek.
Kyk hoe vet is my perskes. Daar is die fytjie en jy kan sien die stroopie is heel wat dikker as water. As jy dit nog dikker wil hê, kan jy dit nog bietjie langer kook. Versigtig net, van nou gaan dit begin neig om vas te brand. Ek gaan dit nou afsit en ek gaan dit in my bak skep, laat dit koud word, dan is dit net reg om voor te sit vir mense. Daar sê, net reg om voor te sit. As hulle nou afgekoel het, ons kan gewoonlik nie wag laat hulle koud word nie, so ons eet dit sommer so kokend met bietjie dan gekookte vla. As jy dit laat afkoel en jy maak warm vla, jou eie warm vla, is dit net so lekker. 'n Bietjie vars room gaan net so lekker wees. Roomys, enige iets waarvan jy hou om te eet, sal lekker hierby wees.